Goeiedag broer en suster, baie welkom by nog Lux Mundi aanlyn erediens. Hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Hoop dat jy daar waar jy is ook vandag, wanneer jy hierdie video kyk, die Here se teenwoordigheid op 'n baie besonderse manier gaan beleef. Kom ons word sommer dadelik stil en buig ons voor die Here. Here, wat 'n wonderlike voorreg om voor U te kan buig en te kan weet, Here, dat U is by ons. Vandag, wanneer ons ook weer U woord oopmaak, vra ons dat U self met ons sal kom praat, dat dit U stem sal wees wat ons hoor, dat wanneer ons hierdie woorde lees, dit in ons harte sal ingaan, dat dit die manier waarop ons lewe sal beïnvloed, dat U ons denke sal kom vernuwe, sodat ons kan leef, kan loop, kan wees, soos wat ons reeds is in U, in Christus. Ons loof en ons eer U, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ons is besig met ons reeks oor groei in verhoudings en ons lees uit Efesiërs en ons is nou al so by die tweede laaste hoofstuk van Efesiërs in hoofstuk 5 besig en ons het verlede week afgesluit by die begin van hoofstuk 5 by 5 vers 2, die einde van hoofstuk 4 ook klaargemaak en die tema daar was splinter nuwe verhouding en die idee wat Paulus daarby ons tuis gebring het, dat is ons het 'n ou lewe gehad, dat ons daardie ou lewe nou uittrek en dat ons denke vernuwe word deur die woord, deur die Here en dat ons die nuwe lewe nou aantrek. En nou vandag gaan hy eintlik net verder in 5 vers 3 op dieselfde trant gaan hy verder en gebruik hy nou net eintlik ander beeldspraak. Waar hy gepraat het van dat jy was oud en jy is nou nuut. Nou praat hy van dat ons was in die duisternis en nou is ons in die lig. En daarom die tema dan van vandag, ligte verhoudings, gaan ons praat oor hierdie duisternis. Julle was in die duisternis, maar nou is julle lig. En gaan ons daar in 5 vers 13, Efesiërs 5 vers 3 tot 14 lees. Efesiërs 5 vers 3 tot 14. Maar voordat ons daar lees, is dit baie belangrik dat ons net vir onsself so 'n bietjie onthou waar dit is waar ons trek, of eintlik, hoe het ons hier uitgekom? Hoe het ons by Efesiërs 5 vers 3 uitgekom? Want hierdie stukkie, hierdie Efesiërs 5 vers 3 tot 14, is een van daardie tekste wat as ons hom uit Efesiërs sou uithaal, wat ons baie keer doen, en ons lees hom in isolasie, sonder om te dink oor wat in die res van Efesiërs aan die gang is, dat ons dan in moeilikheid kan inhardloop, omdat ons dan kan dink dat Paulus hier besig is om 'n nuwe lysie van wette te skryf, en ons vergeet, waarmee is dit waarmee hy besig is. Goed, so daarom gaan ons so 'n bietjie ekstra hersiening doen vandag, en moet ons kyk hoe ons hier gekom het, sodat wanneer ons by 5 vers 3 tot 14 kom, ons dit binne die konteks van die res van die Efesiërs brief op die ou ende kan lees. So onthou, Paulus is besig om te praat oor die openbaring, die apokalips van God, en hoe dat hy homself aan ons kom openbaar het in Jesus se geboorte, kruisiging en opstanding, en in die uitstorting van die Heilige Gees, en hoe daardie verhouding, daardie openbaring op die ou ende in al ons ander verhoudings uitspeel, en hoe dit ons lewens dan beïnvloed. Maar waarmee hy besig is om die heeltyd vir hulle te sê wie hulle is in Christus, en dat hulle moet word wat hulle reeds is. Goed, ons gaan nou daarby kom. So, hy begin in Efesiërs 1, en jy kan op die skerm kan jy daar sien, daai hele lysie van goeders wat alreeds vir die lesers iets sê van wie hulle is, wie ons is. Hy begin, onthou daar Efesiërs 1 vers 1, aan die heiliges in Efese, dis vir wie hy skryf. Hy sê, julle is heiliges, hy sê, julle is uitgekies, julle is voorbestem, ons is God se kinders, hy sê, julle is bevry, julle is vergewe, hy gee vir ons die waarborg van die Heilige Gees, hy maak ons erfgename, hy verseël dit, hy maak ons sy eiendom, hy maak van ons sy kerk, hy maak van ons sy liggaam. En daardeur kry ons al klare idee van waarmee Paulus besig is, dat hy sê maar, dit is wat God gedoen het, dit is wie hy julle gemaak het, julle is sy heiliges, julle is sy liggaam, julle is sy uitverkiestes, wat aan hom behoort. En toe kom ons by hoofstuk 2, en kry ons al die goeders wat hy dan sê, dat julle was eers ietsie, en nou is julle iets anders, julle was dood, maar nou lewe julle was ver weg, maar nou is julle naby, daar was vyandskap, maar nou is daar vrede, daar was skeiding, maar nou is daar een liggaam, dit was altyd Jode en heidene gewees, nou is dit een nuwe mensheid, en julle was vreemdelinge, maar julle is nou medeburgers, julle was heidene, ver van God af, maar nou is julle die woonplek van God, julle is nou die tempel van die Here, waarin hy woon. Goed, en toe kom ons in hoofstuk 3,
En toe kom ons agter, maar dit is binne in hierdie nuwe mensheid wat God geskep het, waar hy Jood en nie-Jood saamgevoeg het, die hele alles onder Christus, in Christus, waar ons binne in hierdie groep van mense wat verskillend van mekaar en anders is as mekaar, dat wanneer daai groep mense op die ouene vir mekaar lief is en in eenheid saamlewe, dat ons dan die hoogte en die diepte en die breedte en die wyte van God se liefde kan ontdek, en dat juist daarin maak God homself aan die wêreld bekend. Hoor wat sê Hosea 3 vers 5 tot 6. Die geheimenis is nie aan die vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie, naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Hierdie nuwe mensheid wat op die ouene tot stand kom, mede-erfgename, medelede van die liggaam, deelgenote aan die belofte in Christus Jesus. Goed, weer eens herinnering aan dit is wie julle nou is. Goed, en dan in hoofstuk 4 praat hy natuurlik oor die eenheid van die kerk, en dan kry ons hierdie ding wat ons dan laasweek oor gepraat het, oor die ou en die nuwe lewe, en gebeur daar hierdie ongelooflike ding daar in hoofstuk 4, wat hy praat die heeltyd van, dat hy met heidene praat, nie Jode, Gentiles, en hy sê dit in soveel woorde, hy sê, ek skryf vir julle die heidene terwille van wie ek in die tronk sit, en dan in hoofstuk 4 sê hy vir hulle, maar moet dan nie langer soos heidene lewe nie. Hy het dan nog heeltyd gesê, hy praat met die heidene, en nou sê hy, maar julle is nie meer heidene nie. En dit is die punt. Hy het hulle eintlik geset op, hy het hulle so gelei tot op hierdie punt, en nou sê hy vir hulle, ek praat nog julle, die hele tyd met julle, die heidene, die Gentiles, nou sê hy, moenie meer soos hulle lewe nie. En dan lees ons daar in hoofstuk 4, hy sê dat julle, wat julle vroegere lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan, julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word, ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. So julle was heidene, julle was Gentiles, nie Jode, nou is julle iets niets, nou is julle die liggaam van Christus. Trek die ou lewe uit en trek die nuwe lewe aan. Trek jou WP baadjie uit en trek jou blou bil baadjie aan, maar dit is die ou lewe wat hy aflê en die nuwe lewe wat hy opneem. En gaan dit die heeltyd, met ander woorde, om te word wat jy reeds is. Jy is 'n heilige van God. Jy is die uitverkiesde van God. Jy is in die liggaam van Christus. Jy is nie meer dit nie, jy is nou dit. Jy is nie meer dood nie, jy is nou lewendig. Jy is nie meer ver nie, jy is nou naby. Hy sê die heeltyd vir hulle, wie hulle is in Christus. En dit is daarmee wat hy op die ouene hier aangaan, wat hy op die ouene sê, maar hoe lyk hierdie nuwe lewe? Hy sê dan in die begin van hoofstuk 5, dat ons dan die voorbeeld van God moet volg, dat ons soos hy mekaar moet lief hê, en dat hy dan op daardie selfde trant aangaan. So ons moet onthou, wanneer ons dan nou vers 3 tot 14 lees, dat dit is waarmee Paulus besig is. Hy's nie besig om 'n moralistiese lysie te skryf van net nog 'n klomp wette wat ons skielik aan gehoorsaam moet wees, want anderster kry ons pak nie. Hy's besig om vir hulle te sê wie hulle is, en hy sê, word wie jy reeds is. Tree met ander woorde so op, loop die lewenswandel wat pas by dit wat jy reeds is. Jy is 'n heilige uitgeroepte van God. Leef so dat dit lyk asof dit is wie jy is. Dat hulle moet word wie hulle reeds is. Goed, so met dit in gedagte, kom ons lees dan. Wat sê hoofstuk 5 vers 3 tot 14? Jy gaan sien hier in vers 3, 4 en 5 het ek die op die skerm sal jy sien is die goed so 'n bietjie anderster gespasieer, sodat ons weer eens Paulus se redenasie kan sien hoe hy dit op die ouene op mekaar laat volg. En gaan ons hierdie drie goeie sien van onsedelikheid en onreinheid en gierigheid. En dan sê hy daarvoor is daar nie plek nie en wat is die alternatief? So kyk uit vir daardie patroon. Goed, vers 3 sê hy, maar van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid moet daar onder julle geen sprake wees nie, soos dit heiliges betaam. Goed, so drie goeters, onsedelikheid, onreinheid, gierigheid, daarvoor is daar nie plek nie. Wat is die alternatief? Julle moet leef soos heiliges, leef soos dit wat jy reeds is. Ons het daarmee begin, heel aan die begin, Efesiërs 1 vers 1, wat hy sê, maar julle is die heiliges van God, God wat reeds, Jesus wat reeds vir ons plek vasgemaak het, ons plek is bespreek, is bevestig om die troon van God, dit is ons destiny, dit is waantoe ons op pad is.
En hy sê, dis wie julle reeds is. Daarom is daar nie plek vir onsedelikheid, onreinheid of gierigheid nie. Goed, die tweede groepie, vers 4, hy sê, ook nie van skandelikhede en dwaase of lawwe praatjies, wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging. Goed, so weer groepie van 3 goeters wat aansluit by die vorige 3, skandelikhede, dwaase of lawwe praatjies, en wat hy sê, hierdie goeters is onvanpas, daarvoor is daar nie plek in ons lewens nie. Wat is die alternatief? Danksegging. Nou dink vir 'n oomblik saam met my oor wat gebeur wanneer ons dankbaar is. Nee, wat gebeur wanneer ons ingesteldheid een van danksegging is? Wanneer ons vanuit dankbaarheid lewe, nee, dan kyk ons weg van onsself af en ons is heeltyd besig om dit wat met ons gebeur en dit wat ons het en dit wat ons nie het nie, te benoem as gawes van God. En dat ons kan sê, maar alles wat ek het en alles wat ek is, kom van God af. En lewe ek vanuit danksegging. En hoe vinnig, hoe ver ons dan wegbeweeg van oneerlikheid, van skandelikhede, van dwaase en lawwe praatjies, van onsedelikheid, onreinheid en gierigheid. Want nou gaan dit nie meer oor myself en me, myself en I nie. Nou lewe ek in afhanklikheid van God en benoem ek alles rondom my as gawes van God. Identifiseer ek dit, kan ek dit sien. 1 Thessalonisense sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. As ons 'n lewe van dankbaarheid lewe, dan fokus ons nie op onsself nie, en lyk ons lewe totaal en al anders. Goed, dan vers 5, kom ons weer terug, weer 'n groepie van 3, hy sê, want dit moet julle goed begryp, geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, so iemand is 'n afgodedienaar, het 'n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God. Goed, so hierdie is nou een van daai versies wat ons maklik rondgooi, nee, wat ons medegelowiges mee piets, want as jy nou so maak, nee, dan gaan jy nie hemel toe nie, daai tipe van ding. Maar hoor mooi waarmee hy besig is, onthou, hy is besig om vir hulle te sê, julle is nie meer dit nie, julle is nou nie lewe soos nuwe mense. Goed, nou sê hy met ander woorde vir hulle, maar julle is nie meer hoereerders nie, julle is nie meer onreines nie, julle is nie meer gierigaards nie, julle is nuwe mense. So moenie julle self meer besig hou met goed wat op die ouene maak dat jou identiteit daardie goeders is nie. Jou identiteit is, jy's 'n nuwe mens in Christus. So lewe so. En so, ons sien hier die shift van werkwoorde na selfstandige naamwoorde toe, en dat hy hulle weer eens herinner, maar julle is nie meer hoereerders nie, julle is nie meer heidene nie, julle is nie meer onreines nie, daarom is daar vir julle plek, maar leef dan soos mense wat nuut is. Goed, en dan in vers 6 gaan hy dan nou verder, want hier breek hy nou die patroon, en hy sê, laat niemand julle verlei met niks seggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Goed, so wanneer ons toelaat dat dinge van buite afkom en dit ons identiteit begin verander, net soos wat ons in Efesiërs 4 gepraat het van om nie rond te dobber op die see nie, omdat ons groei na Christus toe, wanneer ons sosiale media en die nuus en wat alles in die wêreld aan die gang is, op die ou en toelaat dat dit ons identiteit verander, dan is ons in die moeilikheid, nee. Maar as ons onthou wie ons is, dan kan ons, hierdie goed wat van buite afkom, kan dit maar van ons afbounce, want dit is nie wie ons is nie, dit is nie van waar af ons lewe nie. En dan kry ons die ding wat hy sê, van die toorn van God, en dit kan nou lekker saam met vers 5 gaan, dat jy nou sê, maar the wrath of God, jy weet, jy het moeilikheid. Maar net soos wat ons gemaak het met die woordjie heilig is, toe ons gevra het, maar wat is dit wat Paulus bedoel met die woordjie heilig is? Met ons onsself dan met ander woorde ook hier afvra, maar wat bedoel hy met die woord toorn van God? En as jy gaan lees hoe Paulus daaroor skryf, byvoorbeeld in Romeine 1, van vers 18, dan sien jy hoe hy al die verskriklike goeders wat hierdie mense doen beskryf. En dan sê hy maar die toorn van God wat oor dit gaan kom of oor hulle gaan kom. En eintlik al wat op die ouene daar gebeur, in elke herhaling soos wat hy dit noem, laat die Here die mense oor aan hulle devices, of aan hulle vices, sodat hulle op die ouene eintlik maar net self-destruct. En is dit nie maar die storie van die Bybel oor en oor nie, die volk wat in ballingskap weggevoer word, wat nie gehoorsaam is nie, en so gaan dit, en so is dit op die ouene wat gebeur is, as ons toelaat dat ons verlei word, en ons identiteit daardeur weer verander word, maar as ons onthou wie ons is in Christus, kan ons onsself met ander goed besig hou, en dit help ons nou in die volgende vers,
Vers 7, moet dus nie deel wees van hulle nie. Hoe mooi is dit, nee? Julle is nie meer heidene nie, julle is nie meer die ou mense nie, die ou mensheid nie, jy moet nie deel wees van hulle nie, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Nou, ons kan met ander woorde, kan ons dan nou besig raak met om te probeer om nie onsedelik te wees nie, of te probeer om nie gierig te wees nie, of om te probeer voor verlede week se lysie aan die einde van hoofstuk 4, om nie te steel nie, nie te lieg nie, en al daai goeders dat ons dan heeltyd probeer om nie dit te doen nie. Maar dis nie wat Paulus sê nie. Ons is vrygemaak, ons is nie meer daai goed nie. So moet jy nie besig hou met daai lysie nie. Hou jou besig met die waarheid, hou jou besig met die geregtigheid. Dis baie beter om die waarheid na te jaag as wat dit is om te probeer om nie te jok nie. En dit is waarmee hy besig is. As ek die hele tyd, man, net nou sê ek nou ietsie, of nou is hierdie, as ek hierdie nou sê, dan is dit nou sonde, en ek wil tog net nie alleen vertel nie, of wat ek al, terwyl om die waarheid na te jaag, en die waarheid te kies, is totaal en al iets anders. En dit is wat hy sê, waarmee ons moet besig wees. En dan help die beeld van die lig ons dan hier, om dit ook te verstaan. En hy sê, leef as kinders van die lig. En net soos in hoofstuk 4, wat hy sê, dat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met julle roeping, sê hy ook hier, loop as kinders van die lig. Hy sê, loop as kinders van die lig. En jy het al gekyk as mense loop, hoe baie jy eintlik kan sien, oor wat in daai ou se kop of in sy hart aan die gang is, in die manier wat hy loop, nê? En jy kan sien as 'n ou saam met sy vrou in Ekkers is, jy weet, daai ou is moedeloos. Jy kan sien die ou, hy sukkel. Maar jy kan sien as 'n ou doelgerig is en hy's op pad iewers heen. Kan jy sien aan die manier wat hy loop, wat daar aan die gang is. En dis wat ons hier sien, is as ons loop as kinders van die lig. Wat as ons letterlik in die manier wat ons loop dit kan doen? Nou, ek en my vrou ken mekaar nou al 28 jaar, nê? En as ek nou hand aan hand saam met haar loop, dan is nou nog 'n gesukkel, want partykeer loop ek te stadig en ander kere loop ek te vinnig, en dan sê sy vir my, nee, maar jy loop altyd so vinnig, hoekom loop jy nou so stadig, en andersom. Maar die maklikste manier om saam met iemand te loop, is om tree vir tree in pas met daardie persoon te loop, nee. En dit is wat ons hier kan doen, is as ons tree vir tree in pas met die Here loop, dan kan ons die vrug van die lig ook sien. Dan kan ons in goedheid en geregtigheid en waarheid kan ons loop. En dan sê hy vers 11, julle moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak, want die dinge wat gebeur deur hulle die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Die lig is nie net die teenoorgestelde van die duisternis, die lig ontbloot ook die duisternis, sodat ons dit kan sien vir wat dit werklik is. En help dit ons ook om te verstaan hoe ons die waarheid najag, hoe ons leef en loop in die lig. Want die oomblik as ons besig is om goeders te wil toemaak in die donker, en laat niemand daarvan uitvind nie, dat ons sien, maar hy tog, jy weet, iemand moet tog net nie uitvind van dit waarmee ek nou besig is. Dan is jy dadelik in die moeilikheid. En dan lewe mense in die duisternis, dan leef jy in daai vrees, en bly ons eintlik dan slawe van die sonde. Maar as ons die lig daarop laat skyn, en ons met ander woorde nie die hele tyd besig is om te vra, maar sal dit nou sonde wees as ek tipe van ding doen nie, maar dat ek besig is om eerder die waarheid na te jaag, eerder geregtigheid, eerder goedheid, en dat ek in die lig loop, dan lewe ek ook in die vryheid wat die Here vir ons bedoel het. Die dinge wat ons in die geheim en die duisternis doen en wat ons wil wegsteek, dan is ons klaar besig om in die moeilikheid te beland. En dan, waar kom die lig vandaan? Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Immers alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Nou, dit sê weer eens vir ons lig kom van hom af. Hy is die een wat ons maak wie ons is. Hy is die een wat ons wakker maak. En dit, hulle sê dat hierdie word wakker, jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Dit is 'n lied wat waarskynlik alreeds in die tyd wat Paulus hierdie woorde geskryf het, alreeds bestaan het, en dat die gelowiges dit gesing het. En dat hierdie woorde word geleen van Jesaja 26 vers 19, wat sê, jou dooie sal leef, Israel, hulle lyke sal opstaan, word wakker en jubel, julle wat in die stof woon, want u dou is 'n hemelse dou,
en die aarde sal aan skimme geboorte gee. Jesaja 60 vers 1, staan op, laat jou lig skyn, ja, jou lig het gekom, en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Al hierdie dinge wat Paulus vir ons sê, wie ons is, wat met ons gebeur het, dis alles die Here wat dit doen. En dit is, dat ons met ander woorde sal wakker word, en sê, maar kyk, daar is die lig. Ons sal wakker word, en sal besef, maar dit is wie ons is, en dat ons vanuit daardie identiteit uit sal lewe, dat ons sal loop in die lig, dat ons nie meer in die duisternis sal wees nie, maar in die lig, nie meer in die ou lewe nie, maar die nuwe lewe, dat ons nie meer dood is nie, maar lewe, dat ons nie meer ver is nie, maar naby, nie meer vreemd is nie, maar tuis is, dat ons die liggaam van Christus is, die tempel van die Here is, en dat ons dan met ander woorde nie meer besig is om te probeer om nie gierig te wees nie, te probeer om nie onsedelik te wees nie, te probeer om nie onrein te wees nie, maar dat ons die goedheid en die waarheid sal najag, in die lig sal loop. Kan jy dink wat sal gebeur, as ons letterlik, in die manier wat ons loop, die Here se liefde kan laat uitskyn, kan sigbaar maak. Dat mense, wanneer hulle ons sien beweeg, in die manier hoe ons deur hierdie lewe beweeg, dit sigbaar maak, wie ons koning is, en dat ons sy lig op die ouene sal skyn. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u lig. Dankie, Here, vir dit wat u doen, vir dit wat u gedoen het, en dit wat u gaan doen. Here, dankie dat u lig op ons kom skyn het, en dat alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons weet, Here, alles kom van u af. Dankie, Here, dat u ons kom nuut maak het, dat u ons kom lewend maak het, dat ons kan deel wees, Here, van u liggaam, dat ons nie meer vreemdelinge is nie, maar medeburgers is, erfgename is, dat ons u tempel kan wees, dat ons u liggaam mag wees. Here, ons wil nie in die duisternis lewe nie, ons wil nie in die duisternis rondkrap en nog slawe van die sonde wees nie. Here, as ons hoor en sien en glo dat u liefde is vir ons oneindig, dat ons dit werklik sal besef, en dat ons daarvolgens wil lewe, dat dit nie net 'n mooi gedagte is nie, Here, maar dat die lig daarvan in ons lewens sal skyn, en dat ons sal weet, Here, dat u het reeds alles vir ons gedoen, en dat ons maar net uit dankbaarheid teenoor u kan lewe. Here, help ons om in die lig te lewe, lei ons deur die Gees, dat ons in die vryheid van die lig kan lewe, en dat die duisternis ontmasker word deur die dinge wat ons doen, en dat ons so in die manier hoe ons deur hierdie wêreld beweeg, u lig sal skyn, en dat u al die eer sal ontvang. Amen. Goed, ons is daar is 'n paar afkondigings wat ons graag met u wil deel. As jy nou op 'n Saterdag, wanneer hierdie video uitgaan, kyk, dan wil ons vir jou uitnooi ook na Sondag se familiekuier en saam braai. 11:00 dan gaan ons reg wees om te kan braai, en bring jou vleis en bykos wat jy met almal wil deel. Die vleisie kan jy jouself hou, en die bykosse gaan ons met mekaar deel. Eie drinkgoed, eie eetgerei, en kom kuier saam. Dit gaan 'n groot fees wees. Ons wil ook vir jou geleentheid gee om jou dankoffer te gee. Daar verskeie maniere wat jy dit kan doen, en kom ons dien ook die Here daarmee met ons harte. Dan, ons bazaar is nou regtig om die draai, dit is nou soos in baie naby, en ons wil groot asseblief vra, as daar van die goedjies wat daar op die skerm is, wat jy vir ons mee kan help, dat jy die kerkkantoor sal kontak. Ons kort goeie bestanddele, groot, gonsend en gesellig, onthou fees met gees, goeie bestanddele, 75 liter sonneblomolie, 122 kg koekmeel, en dan gawe potjies, daarso is kookvleis, hoenderdye, beestert en lamsvleis wat ons kort, wit olifante, alle bruikbare olifante welkom, bring vir ons wat jy nie meer gebruik nie, en dan as jy boeke by die huis het wat stof opgaar, dan wil ons so graag ook van hulle ook by die bazaar hê. Dan by Faros wil ons ook 'n bietjie hulp vra. As jou kaste oorvol is van klere wat jy nie dra nie, help ons sodat ons dit vir iemand anders kan skenk. Babaklere, seunsklere 2 jaar tot 12 jaar, kortmou, manshemde, small of medium, mansbroeke,
small manskoene nommer 7, 8 of 'n 9. Plaas asseblief daai items in die oranje dromme op 'n Sondag of laai dit by Varos af in die week. Dan die vakansieprogram, Disipelland hou vakansieprogram die 29ste Junie tot die 3de Julie. 3 jaar tot graad 6, skryf sommer vandag in en stuur jou inskrywingsvorm in of kontak vir Aideen. Dan ons Mosambiek uitreik is ook om die draai en ons het ook daar jou hulp nodig. Dit is die 4de tot die 12de Julie en dit is 'n groot gemeenteprojek. Daar's 'n span wat gaan, maar jy kan betrokke wees en ons wil vra as jy met enige een van daardie behoeftes kan help. Borge uitreiker, selfs al kan jy nie self gaan nie, kan jy iemand borg om te gaan. Daarso is met boumateriaal wat moet aangekoop word, vroue bediening, netbal, al die goeders wat help om daar regtig 'n impak te maak. Goed, broers, dit is min of meer ongeveer naasien by die hele storie. Mag jy hierdie week ook regtig tasbaar beleef dat die Here naby jou is, dat hy by jou is, dat hy vir jou sorg. Ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.